Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons spesiale Goeie Vrydag nagmaal op hierdie Vrydagoggend. Mag die Here vir ons saam seën waar ons so bymekaar is vanoggend. Ek sien ook 'n hele klompie vakansiemense by ons besoekers. Aan julle elkeen baie welkom. Dis vir ons 'n voorreg dat julle die Here saam met ons kom aanbid vanoggend. Here vir ons seën op hierdie besondere oggend. Kom ons word stil voor hom met ons orgel voorspel. Hoor die voetstappe in gelid wat Jesus in die tuin van Getsemane kom haal. Luister na die Petrushaan wat kraai, na die drup van Pilatus se water wat sy hande van skuld reinig, na die dowwe kap van spykers deur vlees en hout, na die stilte van Maria se rou oor haar seun. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing tot eer van die Here vanoggend lied 390, die 4 verse. Dis 'n lied van aanbidding en dankbaarheid teenoor die Lam wat die kruis oorwin het. Dis 'n ou Duitse gesang wat dateer uit 1806. En kom ons sing al 4 die verse daarvan tot eer van die Here. Daarna kan jy sit en dan gaan die koor vir ons die mooi lied sing, Was jy daar? Om ook nog vir ons iets te laat beleef van die kruisgebeure. En net nadat die koor gesing het, gaan ons die Here dien met ons offergawes. Kom ons staan, dan loof ons die Here, die 390. Yeah.
vanoggend saam lees van die kruisgebeure uit Matteus 27 vanaf vers 32 hier in my Bybel, bladsy 45 in die 1983 vertaling. Direk na die skriflesing, sonder verdere aankondiging. Terwyl ons so sit, sing ons lied 377 se eerste 2 verse. So gaan dit nie weer aankondig nie. Direk na die skriflesing, die eerste 2 verse van lied 377. Maar kom ons word eers stil, dan vra ons die seën van die Here. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons op hierdie goeie Vrydagoggend kon opstaan. Dat ons kan lewe en dat ons weet ook hierdie dag is 'n gawe van U. Dankie dat ons weet, Here, dis 'n baie besondere dag. Want Here Jesus, ons kan vanoggend terugdink aan U lyding wat 'n hoogtepunt bereik het met U kruisiging. En ons kan weet, U het dit vir elkeen van ons kom doen. Wil U vanoggend vir ons iets van daardie gebeure weer laat beleef, Here Jesus, ook as ons saam die nagmaalstekens sal gebruik. Here, ons wil dan ook saam met kerke oor ons land heen vanoggend intree vir die mense van KwaZulu-Natal. Ons wil bid vir hulle wat dierbares moes afstaan aan die dood, hulle wat skade aan hulle huise gehad het, almal wat ontwrig is na die groot reëns wat daar geval het. Wil U daar onderneem en bystaan, Here. Dankie dat ons dit van U kan vra, dat ons kan weet, ons kan met al ons behoeftes na U toe kom. Dankie dat ons dit ook kan saam lees uit U woord. En ons wil bid dat U ook U woord op hierdie goeie Vrydagoggend vir ons sal seën. In Jesus naam. Amen. Matteus 27 vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te looi. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig. Een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Ons gaan stil staan by die hele gedeelte, maar ek wil graag net
vers 35 en 36 herhaal. Vers 35, hulle het Jesus gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Liewe broer en suster, liewe kinders en jong mense, op 'n goeie Vrydag, ongeveer 2000 jaar gelede, is Jesus Christus gekruisig. Die 4 Romeinse soldate wat hom gekruisig het, moes ook maar net 'n bevel uitvoer. Maar tog bly die feit staan, hulle het daarmee 'n verskriklike ding gedoen. Mense kan mos soms verskriklike dinge doen sonder om te besef waarmee hulle eintlik besig is. In ons skrifgedeelte het ons gelees van 4 manne sonder enige ware insig in dit wat by die kruis van Jesus gebeur het. En kom ons kyk 'n bietjie van nader na hierdie 4 soldate se optrede. Die hele kruisiging was vir hulle maar net nog 'n roetineplig wat hulle moes uitvoer. Destyds is die doodstraf baie keer toegepas. En ons lees dan ook dat daar op die dag ook baie keer meer as net 1 persoon gekruisig is. En tog was dit hierdie keer baie anders. Die ander 2 manne was skuldig en het die doodstraf verdien. Maar Jesus was tog onskuldig. Hulle het iemand gekruisig wat geen straf verdien het nie. Daar is wel beveel dat hierdie 4 soldate dit moes doen. Maar dit neem nie weg dat hulle deur die kruisiging self skuldig geword het aan Jesus se dood nie. Hulle was immers besig om onskuldige bloed te vergiet. Veel meer nog. Hulle het die Seun van God gekruisig. Wat vir my en jou van belang is dat hierdie 4 Romeinse soldate niks anders was as verteenwoordigers van 'n verdwaasde mensdom. Dit kon net so goed een van ons gewees het, wat die spykers deur sy hande gekap het en die kruis in die aarde geplant het. Ons sonde maak ons aandadig aan die kruisiging van Jesus. Elke sonde wat ons doen, is so goed soos 'n spyker wat ons in sy hande dryf.
ons staan dus ook skuldig aan die kruisdood van die Here. Maar genadiglik wil die Here dit nie teen ons hou nie. Nee, hy het juis vir Jesus gestuur om vergewing te bring vir al ons sondes. Die bloed van Jesus wil ons reinig van ons sondes. Het jy dit al vir jouself toegeëien? Glo jy dat dit vir jou persoonlik gebeur het? Dat Jesus ook vir jou persoonlik daar aan 'n kruis gesterf het? Daar blyk ook 'n tweede belangrike saak te wees uit hierdie soldate se gebrek aan insig. Ons lees dat nadat hulle Jesus gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur daaroor te loop. Volgens die gebruik van destyds het die soldate die volle reg gehad om die klere van die gekruisigde te kon kry. En dit mag vir ons erg klink dat hulle oor Jesus se klere geloot het. Maar vir die soldate was dit doodgewone praktyk. Daar was egter vir hulle 'n probleem. Hulle was 4 soldate en daar was 5 kledingstukke. Die tulband, die lyfband, die sandale, die onderkleed en die bookleed. Die bookleed was al wat werklik waardevol was. Daarom het hulle die ander 4 stukke doodgewoon onder hulle verdeel en oor die bookleed het hulle geloot. Sonder twyfel was die soldate daarna tevrede. Hulle het daarom iets gewen uit die kruisiging van hierdie man wat hulle Jesus noem. Maar broer en suster, die ironie van die saak is dat hierdie 4 soldate tevrede was. Hulle het nie besef dat hulle baie meer kon kry. Jesus het so oop hand gehad. Dink maar aan alles wat hy vir mense gegee het terwyl hy hier op aarde was. Brood aan die skares, gehoor aan dowes, gesondheid aan siekes. Maar bo alles, hy het sy lewe gegee vir sondaar mense, sodat die wat in hom glo verlossing kan ontvang, sodat die wat in hom glo ewige lewe kan hê in hom. Die soldate was tevrede net met 'n paar stukkies klere, terwyl hulle eintlik soveel meer kon kry. En is dit nie baie tipies van ons mense tot vandag toe? Vir so baie mense is al wat tel die stoffelike en die materiële dinge. Hoe kan ek vir my meer besittings bymekaar maak? Hoe kan ek inflasie klop? Hoe kan ek beter lewe, beter aantrek, beter voorsiening maak vir my ou dag? Goed, hierdie dinge is op sigself natuurlik nie verkeerd nie. Ons moet vir onsself voorsiening maak. Maar dit moenie die middelpunt van my lewe wees nie. Die aardse dinge moenie al wees waarom my lewe draai nie. Nee, die Here wil ons oë verlig, sodat ons die gekruisigde Jesus kan sien as ons verlosser. Hy bied verlossing van die mag van sonde. Hy gee ewige lewe. Hoe treurig is dit, dat baie mense die belangrikste vergeet, terwyl hulle blind staar teen aardse dinge. Nee, sê Jesus vir ons in Matteus 6, vers 33. Beywer jou allereers
vir die koninkryk van God, vir die wil van God, dan sal hy jou ook al hierdie dinge gee. Ons moet ook maar net weer vanoggend op hierdie goeie Vrydag seker maak dat ons prioriteite reg is. Dat die gekruisigde Jesus eerste kom in ons lewens. En dan kan ons ook weet, dan sal hy in ons behoeftes van dag tot dag voorsien. Die soldate se gebrek aan insig blyk egter ook uit vers 36 waar ons lees, daarna het hulle gaan sit en by hom en by Jesus wag gehou. Natuurlik moes die soldate daar bly om die gekruisigde op te pas. Dit het dikwels gebeur dat 'n persoon wat hulle gekruisig het, nog vir tot 3 dae geleef het. En dit spreek van self dat so 'n persoon se vriende hom van die kruis sou wou afhaal as daar nie soldate was om hom te bewaak nie. Maar met Jesus sou dit tog nie gebeur nie. Hy was aan die kruis omdat dit sy taak was. 'n opdrag van sy Vader. Dit was 'n daad van liefde terwille van sondaar mense. Jesus sou nie afkom van die kruis nie, al kon hy en al wou hy. Die soldate het dus wag gehou by iemand wat geen bewaking nodig gehad het. Die eintlike gevaar het hierdie soldate nie begryp nie. Die gevaar dat hulle nie gehelp sou word met dit wat werklik belangrik is nie. Want al het Jesus self vir hulle gebid, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, was hulle nie daarin geïnteresseerd nie. Ander dinge was vir hulle belangriker. Gebeur dit nie ook baie keer in jou en my lewe, dat ons oor verkeerde dinge in ons lewens besorg is nie? Hoe maklik kan ons nie bekommer oor allerlei dinge van dag tot dag nie. Beywer jou allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God, dan sal hy jou ook al hierdie dinge gee. Jesus het nie verniet aan 'n kruis vir ons gesterf nie. Hy het betaal vir ons skuld, sodat ons vry kan wees. Ook vry van onnodige bekommernisse in ons lewens. Ek wil afsluit. Elke jaar bring Goeie Vrydag vir ons by die voet van die kruis. Beteken die kruisgebeure, dit wat op daardie Goeie Vrydag gebeur het, beteken dit vir jou meer as wat dit vir hierdie 4 soldate beteken het? Hoe tragies is dit nie, dat vir honderde, vir duisende mense kom en gaan Goeie Vrydag elke jaar, soos vir hierdie 4 soldate, sonder dat hulle besef wat dit eintlik vir hulle persoonlik kan beteken. Mag ons vanoggend opnuut weer besef waarom Jesus onskuldig aan 'n kruis gelei het. Waarom hy tot die dood aan die kruis gebly het. Mag ons dit ook weer, of mag ons iets daarvan ook weer beleef, as ons nou gaan aansit by die nagmaalstafel en die tekens gaan gebruik. En mag dit ons opnuut bring
tot ware aanbidding tot Jesus. Die lam aan die kruis, ter wille van jou en my. Amen. Besoekers en ook kinders uit ander gemeentes en kerke wat die nagmaal saam met ons wil gebruik, is baie welkom. En ons gaan ook mooi om hier voor by die tafel saam met ons te kom aansit vir Pieter en Gerda Grobbelaar van Reebok en ook vir Billy en Marie Johnson van Tergniet. En ek vra dat hulle hier na vore sal kom sodra ons die tafel in gereedheid bring. Ek hou aan julle voor die formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in die Here Jesus. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd met 'n hele klompie betekenisse en ek gaan net vinnig die betekenisse vir ons herhaal. In die eerste plek is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd wat ons wil laat terugdink aan dit wat op daardie Vrydagoggend by die kruis gebeur het. In die tweede plek is die nagmaal vir ons 'n waarborg. 'n Waarborg dat Jesus vir ons elkeen daardie Vrydag aan 'n kruis kom sterf het. In die derde plek is die nagmaal 'n viering van ons gemeenskap met die lewende Here. God die enig wat hier by ons teenwoordig is. En ook 'n viering van ons gemeenskap met mekaar as kinders van die Here. In die vierde plek is die nagmaal 'n verkondiging van ons toekomsverwagting, dat ons nie sal vergeet dat Jesus weer kom. In die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. Ons is dankbaar vir dit wat Jesus vir ons kom doen het, dat ons kan weet, hy het kom sterf aan 'n kruis, sodat ons sondes vergewe kan word, sodat ons ewige lewe in hom kan hê. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree. Maar daar is ook sondes van versin, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer en die liefde wat hy van ons verwag ons teenoor ander mense moet uitlewe. Laat ons hieroor opreg voor die Here verootmoedig. En laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus aan die kruis. Terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, gaan die koor vir ons lied 303 sing en ek vra dat ons gaste ook hiervoor na die tafel sal beweeg.
waar ons nou aansit aan die tafel, kom ons staan en dan bely ons op hierdie goeie Vrydag, hardop saam, ons geloof. Ons staan. U kan ook bly staan hier daarna vir ons tafelgebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U vir Jesus, wat met sy liggaam, wat gekruisig en bloed wat vergiet is, ons tot ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons harte ophef na die hemel, waar Jesus ons voorspraak aan U regterhand is. Gee dat deur die werking van U Heilige Gees ons geloof nou versterk sal word as ons saam die tekens gebruik. En dankie dat ons kan weet, U is hier by ons teenwoordig. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons harte soos volg saamstem. En direk na ons gebed sing ons slotlied, die Onse Vader staande saam, lied 266. Kom ons bid as volg. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vrou.
Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ja, Here Jesus, hoe kan ons ooit genoeg vir U dankie sê? Ooit genoeg vir U loof en prys, dat U bereid was om jare terug op 'n Vrydag soos vandag aan 'n kruis te sterwe ter wille van elkeen van ons. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U kom moontlik maak het dat ons sondes vergewe kan word en dat ons ewige lewe in U kan hê. Ons loof en ons prys U. Nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit U groot genade alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir ons aan 'n kruis gesterf het, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly.